Hallo julle en welkom terug by season 2 van F1 in Afrikaans. Finally is ons weer op trek na pre-season testing en al die extras wat bygekom het. Hierdie season gaan amazing wees en ons is excited om obviously season 2 vir julle te bring. Ek en Stefan wag nou al ages vir hierdie. Ons het nie pre-season testing gedoen nie, so ons apologize vir dit. Ons het wel die liveries gedoen, maar ongelukkig het ons so 'n bietjie van issues gekry met technical difficulties. Maar welkom terug season 2 F1 in Afrikaans en soos altyd ek as Giovanni, Stefan as my co-host is hier om vir julle te bring wat in Australië gebeur het. Stefan, Australië, nuwe season. Hoe voel jy? Crazy reis gewees, Chom. Dit was ek het practice 1, practice 2, practice 3 was droog. En like ek dink die feit dat hulle practice 1 al begin het om die draaityres uit die pad uit te kry, kom jy sien dat hulle actually vir Sondag se setup meer gefokus het op Sondag se setup. Maar jy ou, wanneer laas het jy 'n Australiese Grand Prix gesien met so baie chaos ou? Dit was crazy. Ek meen daar was dink die eerste 5 laps van die race toe is daar soos 4 karre of 5 karre uit. So ja, eerste keer in 'n lang tyd wat ons so baie rookies op die baan sien. So dit was 'n lekker reis. Ek het dit geniet. Ek het jammer gevoel vir Piastri op sy home Grand Prix. Ek dink daar was net te veel druk vir die laaitjie en dis ja. Kyk dude, so obviously met practice 1 tot 3, hulle het die predictions gehad van reën vir Sondag in die main race. Mens kyk na qualifying byvoorbeeld ook, daar was op 'n stadium het Pierre Gasly gesê hoorie sommer dit raak regtig donker. Dit raak proper donker en jy kon sien hoe die clouds essentially daar oor Melbourne begin inbeweeg en toe kom Sondag en dit is net weer reën op reën op reën. So ek dink die feit dat hulle soos in advance al besluit het om meeste van die soft tyres en jou slicks essentially uit te kry was kind of 'n good call gewees. Maar hierdie race was ek dink ek het dit nou die dag vir jou gesê, obviously ons doen die podcast nou elke maandag met posting op 'n Vrydag. Dit was vir my in die begin, daar's soveel eintlik om oor te praat vir die opening. Die opening was so goed gewees. Arme ou Hajar, such good in qualifying as 'n opening in 'n RB Cash App team. Qualify in ek dink 12de en 'n rookie mistake, weet dat dit reën, bietjie voet neergesit op die vloer, obviously om daai bande lekker warm te kry vir die start van die race en toe gaan barre dit in 'n muur in. Ek voel baie jammer vir hom. Ek dink weet ons was bietjie skeptical geweest in 'n manier oor Hajar wat inkom, maar ek moet vir jou sê hy lyk vir my soos iemand wat baie humble is as 'n kid, as 'n youngster en 'n rookie in die weet vir die nuwe F1 season. But wat vir my nogal cool was en ek gee massive gratitude aan dit is die feit dat hy na Lewis Hamilton se pa toe kon stap en Lewis Hamilton se pa het hom net soos geemprys en vir hom sê, you know what, dit gebeur met die beste van ons, it happens. Nie regtig iets wat jy kan keer nie en weet die ander sad reality was weet toe hy besig was om kan of die tyres warm te kry en al dat het hy daai klein painted white strip gekry en dit was net net van daar af toe is dit kar in die muur, hy's uit nog voordat die race begin het. En ja man, ek dink dis hy's iemand om na op te kyk, maar vir my start was my bietjie in 'n manier, but ek is excited vir die season. En ons gaan nou die season kind of discuss en kind of like jou ook jou predictions hoor wat jy kind of opgesit het vir jou qualifying en jou race wins and all that. Maar hoe voel ons oor Hajar? Dink jy hy's potentially 'n top 10 drywer vir die season of nie heeltemal regtig nie, I would say? Sjoe, dis 'n goeie vraag. Like toe Red Bull laas jaar begin hulle tweede seat soek. Toe dat jaar gesê like hy wil baie graag daai seat hê. Um
ek voel hy het potensiaal. Hy hy moet net geduldig wees sou ek sê en hy moet maar net ek meen hy het 'n baie goeie qualifying gehad. Vir 'n rookie begin en hy het 11de begin. Dit is fenomenaal. Ek meen hy het verlossend uitgery. En wat ek net bietjie disrespekvol gevind het en dit kom nou van iemand soos ek wat vir Red Bull ondersteun is Helmut wat gesê het hy het nie van die manier gehou hoe Hadjar hom hanteer het na die reis waar hy gehuil het en goed. Ek meen Giovanni, ek doen self racing, al is dit sim racing, dit jy oefen jou hele sê nou maar week of ek meen dit basies het hy nog nooit die baan gery in die regte lewe nie. So jy oefen non-stop en ek meen in die regte lewe, as jy 'n fout maak en jy's in die muur, is daar nie 'n knoppie wat sê restart en doen dit oor nie. So ek meen dit vreet jou want ek meen jy oefen jou hele lewe lank om F1 debut te maak en dan eindig dit so want op die einde van die dag is dis hoe mense jou gaan onthou. Hulle gaan hom nou nie onthou van, Hadjar, excellent season. Nou het hy actually druk op hom want hy het nou 'n rookie mistake gemaak en nou het mense die indruk van daar behoort nie in F1 nie. So dis ek dink hy moet hierdie volgende reis wat opkom in China sou hy vir mense bewys dat kykie ek behoort in F1 en hierso is my plek. Ek het 'n rede om hier te wees. So ja, ek moet sê hy het daai cockiness in hom, maar ek dink elke F1 ou moet 'n cockiness in hom hê om like sukses te maak van jou F1 karier. Honestly dink ek net eenvoudig as jy van kom ek sê dit so. Ek gaan oop kaarte speel as much as possible. Ek dink hierdie season gaan 'n case wees waar ons dalk baie stiek gaan kry oor wat ons gaan sê, but I could not give a fart. Ek kan nie omgee wat ons sê nie want dit gaan reël wees vir ons as F1 ondersteuners met baie met hopes and dreams vir elke obviously jou top favourites soos obviously jy's 'n massive Max fan, ek wat 'n groot Ferrari fan is. Maar as jy iemand soos Lawson kan out-qualify en Lawson kan nie eers proper weet inkom met die qualifying nie, moet al klaar baie gesê word. En dis 'n ander ding waarna ek eintlik wil raak. Weet Hadjar vir my persoonlik het homself bewys aan my. Die feit dat ek kan sien vir hy behoort in 'n F1 team en ek is actually baie happy dat hulle vir hom 'n 1 jaar kontrak geoffer het en vir hom gesê het, you know what, gaan maak jou debut. Ja, hy het nou sy debut opgevoeter, maar dit is 'n rookie mistake. Dit gebeur. Jy gaan en dit is soos jy sê, mense doen sim racing. Ek is ook groot in die sim racing community en ek doen ook sim racing. Weet jy, oefen vir 'n hele week lank, oefen jy sim racing en dan kom jy in die race en as dit klein mistakes wat jy maak, wat jou essentially so ver agter sit en ek dink die negativiteit spring soveel in jou emosionele kind of weet jy voel dit in die binnekant van jou, jy's soos emotional en jy voel nie reg nie en jy voel jy weet wat se fout het jy gemaak. Jy gaan letterlik daai aand gaan jy huis toe en jy dink constantly soos kon ek beter gedoen het en wat ook al. Maar die feit dat hierdie ou en ek gaan hierdie season gaan 'n ranting season wees, especially as al stupid goed gebeur soos wat daar gebeur het in Australië. As jy vir Lawson kan qualify wat ingesit is in 'n Red Bull seat en wat potentially weer Constructors Championship kan wees, obviously nou nie laas jaar nie, maar potentially vir hierdie jaar wat saam met iemand soos Max moet kan ry. Jy kyk na 'n tweede Perez. Hierdie Lawson is 'n tweede Perez. Nou gaan daar baie mense wees soos like, "Oh ja, nee, maar dis sy eerste race en al dat I could not give a fart." Ek kan nie omgee nie. Eerste race moet jy jouself kan bewys. Ek glo daaraan. Ek klink soos 'n pout na daai, maar jy moet in die eerste race jouself kan bewys. 100%. Dit help nie jy gaan probeer qualify en dan maak jy ek meen hy het 'n stupid comment gemaak wat gesê het ja, maar die kar was net nie
het unstable gevoel. My dude, dis hoekom jy practice het. Is om jou kar uit te figure. So as jy nie jou kar kon uitfigure nie, dan is dit is nie op die team nie, dis op jou. Jy het 'n manier van weet om die kar te ry. Ek meen iemand soos Max hou van 'n oversteer kar. En as jy voel die kar andersteer baie meer, dan fix die kar. Alhoewel ek gehoor het dat hulle wel 'n baie ou wing gebruik het op Lawson, maar dit maak nie saak nie. Ek meen, sit vir Max in daai kar in dieselfde kar en hy gaan nog steeds beter kan perform as wat jy enigstens doen en jy kan nie eers in proper qualifying inkom nie. Ek meen jy word out-qualify first of all deur Bortoleto. Die ou ry vir Kick Sauber en jy word out-qualify deur Bortoleto. That doesn't make sense, my God. Ek het meer respek nou vir iemand soos Bortoleto en Kick Sauber as wat ek ooit sal hê vir iemand soos Lawson en om hierdie sien hier is waar ek begin rant. Dis waar ek begin kwaad raak. Maar deur om hierdie stupid stuff te sê, amper vloek ek. Om hierdie stupid stuff te sê oor ja nee maar met die kar wat jy het practice. Dude, jy het practice 1, 2 en 3 om dit uit te figure. So ek wil nou die verskonings hoor wat gaan gebeur in China want China is 'n sprintreis. So jy het practice 1, that's it, qualifying vir die sprint. Dan jy die sprintreis en dan het jy weer qualifying. So jy het nie tyd om die simpel klein adjustments te maak nie. As jy dit doen, gaan jy kind of teen Park Ferme. Park Ferme reël sê jy kan 1 of 2 klein changes maak, but that's it. En dit is net op jou wings. As jy enigiets anders wil stel, jy's dan. Jy's dan. My question aan jou is Lawson in 'n Red Bull seat. Ek dink is nog die grootste fout wat gemaak is. Die wind gat uit van hom. Ek stem saam met jou wat jy ages lank terug my gesê het. Yuki Tsunoda is baie beter in 'n seat soos daai as wat Lawson sal wees. Wat's jou gevoel oor Lawson? Dink jy hy ry tot by Spa, middel van die season en dan word die swap gebeur as hy nie kan perform nie, want ek meen hulle het vir Perez daai tyd gesê jy moet ten minste in die top 5 lê, anders word jy gesack en dit het gebeur. En nou het ons vir Lawson wat essentially vir my soos 'n tweede Perez is. Stupid foute wat ook gemaak het tydens die race obviously, wat die kar gecrash het en all that. Dink jy Lawson, kom ons begin so, dink jy Lawson ja nee, hoe voel jy? Ek dink fisies hulle moes vir Tsunoda seat gegee het. Ek meen daai ouetjie het net weer eens vir ons gewys dat hy behoort in die Red Bull seat. Ek het so lekker gekry dat hy basies nie omgegee het wat die media dink toe wat hy bly nie stil oor sy gevoel oor die Red Bull second seat nie. Ek meen hy se manager gefire omdat hy nie daai seat gekry het en dit sê baie. So ja nee ek Tsunoda moes al laas jaar in hy Red Bull seat gewees het want ek beloof jou hy sal vir Red Bull ten minste die tweede plek kon behou in die constructors of miskien dalk kon geveg het tot die einde, mens weet nie. So ja, die Lawson ja, hy is cocky en ek dink nie hy gaan die season hou nie. Ek dink hy miskien na season break ja, kan ons miskien vir Tsunoda daar sien. Maar ja, dit sal maar nou Christian Horner se besluit wees daai. So kyk die groot ding vir my is weet as die reën was weird. Kom ons sê dit so. Kom ons wees open and honest. Die reën was weird. Okay? Dit was aan, dit was af, dit was aan, dit was af. Ek dink die race strategists van al die teams, dit is nie net in spesifiek nie. Ek gaan later iets sê wat my heel moontlik gaan pynig as ek dit sê, maar as die race strategist nie opgeneek het met Tsunoda nie. En ek sê dit met 'n seer hart. Dink ek potentially kon hy in die top 10 geëindig het en goeie punte geskor het vir die RB Cash App team. Jy kyk na iemand soos Nico Hülkenberg in 7de. Ek meen wie het verwag dat hulle het last season, ek het dit nou die dag gehoor. Ek moes net dieper research gaan doen het en ek vra om verskoning dat ek nie het nie. Ek het 'n 9 to 5 ongelukkig, maar Working 9 to 5,
Hulle het Kick Sauber het laaste geëindig, dink 3 of 4 punte geskor in soos 18 races. 18 races. En jy wil vir my sê nou lê Kick Sauber op hierdie huidigelike oomblik en dit pynig my om dit te sê, op dieselfde punte as Ferrari. Nou, Yuki Tsunoda kon in die top 10 geëindig het. Baie maklik. Strategy-wise was daar miskommunikasie gewees. Big time. Big time. Jy kyk nou hoeveel respek hy nou begin kry het in die laaste 2 seasons, moet ek dit sê. Laaste 2 seasons, 2023, 2024, het hy soveel respek gekry vir F1 dat daai ou meer die seat moet kry as iemand soos Lawson. Ek voel Lawson is Perez. Hy maak verskonings die hele tyd. Jy kry 'n top tier kar en jy kan dit nie blameer op die wings of 'n old wing of wat ook al nie. Jy kan dit nie blameer op nie. Hulle gee vir jou 'n kar, hulle sê vir jou gaan ry. Ons soek jou in die top 10. Jy eindig nie in die top 10 nie, jy sak. En jy kan nie rookie mistakes maak nie. Hy het last season, as in Lawson nou, het last season gery vanaf na Singapore al die pad deur die season en hy het punte geskor in 'n RB Cash App team. Jy wil vir my sê jy kan nie perform in 'n Red Bull nie. Ek kan nie sien hoe die 'n goeie season vir hom kan wees nie. 100% kan ek dit sê, hierdie gaan nie 'n goeie season wees vir Lawson nie. Hy is die tweede Perez, hy het 'n 1 jaar kontrak om homself te bewys. As hy dit nie doen teen Spa nie, dan is dit out, dan na Spa, na die season break oor wat hulle na die Nederland Grand Prix toe gaan. Dis wanneer die change gaan gebeur en ek sê vir jou nou, Yuki Tsunoda in 'n Red Bull seat vir die laaste gedeelte van die season om te kyk hoe hy kan perform met Max en Lawson terug in 'n RB Cash App team en hulle gaan vir hom sê luister, gaan as jy 'n rookie wil ry, gaan ry in die rookie team and that's all she wrote. Vinnig enetjie Stefan, Lando Norris vir die wen. Nou dis redelik major in Australië. Deur al daai reën, deur al die struggle, deur die mistakes wat hy gemaak het, hy en Oscar Piastri deur om daai gravel road te gaan vang, kan ons potentially sien en hier is meer 'n vraag vir jou, kan ons potentially sien dat Lando Norris moontlik hierdie season kan wen? Ek meen, hy het daai kar gehanteer soos 'n absolute baas. Mense kan sweer dit is sy werk. Maar hy het dit hanteer soos 'n absolute baas. Dink jy potentially hierdie season is dit Lando Norris se championship season? Ja, definitief. Hy het vir hom nagery, just die ou. Ek meen, hy het so sleg gekry laas jaar omdat hy so swak gery het in Brazil en hy het net vir mense gewys, kykie, check my en hy one of the best performances van sy carrière gehad, sou ek sê. Ek dink net daai mistake wat hy en Piastri saam gemaak het met corners was nogal snaaks en sy ma wat so geskrik het dat hy die reis gaan verloor. Ek meen daai was nogals snaaks geweest. Maar nee, ek dink dit gaan baie tyd wees tussen Norris en Max. Maybe Piastri, maar ek dink dit gaan 'n two-horse championship wees tussen hulle twee die jaar. Ek wonder dit gaan hulle vriendskap weer toets. So, maar moenie vir Kimi Antonelli weggooi nie. Daai laaitjie is goed ou en jy's Italiaaner en ek moet vir jou sê daai ou ek meen hy's die tweede jongste persoon in F1 wat punte geskor het. Die ander twee wat dit of ander een wat dit gedoen het is Max en ek dink hy is die volgende Max definitief uit en uit. Toto Wolff, well done. Jy het 'n baie goeie signing gemaak die jaar ook vir die future. Ek dink as iemand hom moet vat, moet dit net die Ferrari wees asseblief. So ek wil begin met wat jy nou gesê het. Ek fully agree die Max Lando ding, dit gaan hulle kind of toets en
dit gaan 'n vriendskap kind of toets ding wees. Ek is 100% met jou. Ek moet iets sê though. Ek moet iets sê as jy nie omgee nie. Is dat met die hele Piastri ding. Is dit vir my nogals crazy om te kan sien. Ek wil nie hierdie sê nie, want ek raak actually so annoyed. Ek wil vir my 'n squishy toy kry sodat ek my toys actually die kot uit kan gooi. Maar ek gaan relax vir nou. Ek gaan rustig wees. Oscar gaan van die pad af. Oscar gaan sit vas. Oscar reverse die kar terug op die pad en hy vat nog steeds vir Hamilton verby laaste lap. Hoe is dit even possible dat hierdie ouetjie so goed kan wees? Dis asof die reën hom nie gepla het nie. Ek word soort van 'n Oscar fan op die oomblik. Oh shit! Oh shit! Die een ding waarvan ek nie 'n fan is nie, is die papaai rule ding. En wat actually soos 'n bietjie van 'n rol gespeel het. So toe die kommentators ingelog het met Zak Brown, was die question: gaan jy toelaat dat hulle reis of gaan papaai rules 'n groot rol begin speel kind of? Sy antwoord: ons gaan laat hom reis. Ons gaan laat hulle reis, dis fine, dis nie 'n probleem nie. En dit is waar die fout ingekom het toe hulle albei van die trek afgegaan het. Die pressure was so unreal om nie mekaar te stamp nie dat een ou screw up en die ander ou screw up net agter hom. En hulle albei gaan van die pad af en nou moet jy jouself gaan staan en adjust en Max gaan verby. Nou ruin jy kind of al twee se races in 'n manier. En ek dink dis iets wat hulle hierdie season moet change. Hulle gaan 'n nommer 1 seat moet verkry en 'n nommer 2 seat moet kry. Daar's no way around it. Daar is no way around it. Dis unfortunate as hulle wil weer die Constructors Championship vat. En ek dink dis belangrik dat hulle na so iets kyk nou terwyl die season oopmaak nou met 23 races oor tot aan die einde van die season. Voordat daar 'n race kom wat hulle byvoorbeeld soos imagine Monza. I mean Monza, Temple of Speed. Imagine hierdie twee ouens ry op mekaar se gatte in die DRS die hele tyd. En hulle haal mekaar uit en jy verloor potentially ek kan nie eens onthou hoeveel dit is 25 nee, ek lieg, dit is soos 43 punte. Dit is flipping baie in die Constructors Championship. En hulle gaan moet kyk daarna, maar om oor te gaan na iets anders toe voordat ek aanhou rant, ons gaan nou by 'n special edition inkom wat ons gaan introduce in die seasons in wel in hierdie season in. Ek stem saam met jou met Kimi Antonelli. Antonelli, jy maak die Italianers so proud man. Absolutely so proud. Maar daar gaan 'n rant inkom oor hom in die gedeelte wat ek vir jou gemention het voordat ons die podcast begin het. Maar een van die beste drywers, een van die beste young drivers om te begin in 17de en te eindig in 4de. My maat vat skills in die reën. Jy gooi so 'n ouetjie in die middel van die see in en jy sê vir hom swem en hy swem al die pad toe shore, smile, knak 'n bier aan die einde van die dag en sê ek is 18 en kyk wat het ek gedoen. Jy outperform Charles Leclerc en Hamilton wat potentially twee van die beste drywers is in die wêreld. En dis net major. Dis major. Major. Maar ek weet jy het gesê jy het 'n paar vrae vir my. Ek gaan vir jou die vloer gee. Ek sal al jou vrae antwoord. En daarna sal ons oorgaan na die ranting gedeelte toe van die episode. So, Giovanni, ek het vir jou 'n paar vrae. Kom ons begin. Wat dink jy van Williams se kanse die seisoen as hulle daar kom? Ja of nee? Ek gaan sê as mense moet gaan predict op die Constructors, eindig hulle in 6de. Ek dink potentially een van hulle beste seasons. Carlos Sainz met die kar wat essentially op hom opgegee het. Ek wil nie sê hy het opgegee op die kar nie. Die kar het op hom opgegee. Ek gaan baie positief wees. En dan ook obviously Albon in 5de. Beste punte wat hulle nog geskor het in 'n baie lang tyd. Is hulle daar kos? Nee. Hulle is vir my nie in die top 5 nie, maar hulle sal nie in dieselfde lyn val byvoorbeeld as 'n Kick Sauber en 'n Haas byvoorbeeld wat ook nou sukkel natuurlik nie. Ek sê 6de. Constructors Championship Williams,
Dis my prediction vir 6de. So hierdie is episode nommer 1. Ons sal aan die einde van die season terugkom na hierdie episode toe en ons sal dit review presies wat ons gesê het. Ek sê constructors 6de. Wat is jou prediction vir Williams op constructors? Kom ons gaan net met constructors. Ek dink hulle gaan in die top 5 wees, definitief in die top 5. In die top 5. Hoor gou-gou wat jy sê, in die top 5. Ja, ons het vir Carlos Sainz en Albon, maar nie in die top 5 nie. Jy het Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Weet jy wat actually wat jy sê is kind of reg. En as ek daaraan dink is kind of reg. Maar ook ek moet nou die volgende vir jou sê, die scary ding van die season, Lance Stroll doen in 6de. Soos ek weet nie, ek het Don't flatter yourself, my friend. Don't flatter yourself. Dit is lucky want hy onthou dit sneeu baie in Kanada. So hy weet om te ijskaats, okay? Let's give him that one, okay? In China gaan hy daai kar afskryf en dan moet hy maar sweet and sour pork gaan eet ergens in 'n restaurant. Okay, maar hoor my uit. Dit is ek het op 'n stadium gesit, nê, en ek het die soos die lys, soos die einde van die lys so gekyk. Dis ook soos 6de. En ek meen, ja, sure, dit het gereën en al dat. Maar 6de vir Lance Stroll. Ou, die ou so ek gaan op my rant. Ek gaan op my rant. Dit kom eers later, Giovanni, fokus. 6de. 6de in Australië, maar in die hele season van last season, elke tweede race, especially Monaco, barre jy jou neus in die naaste barrier in, of jy blameer die kar, of jy blameer iets. So 6de vir my is iets wat ek nog nie gesien het in 'n baie lang tyd nie, ou. Vir Lance Stroll. Ek dink vir hierdie episode gaan ek hom nie die window licker noem nie en ek gaan hom nie Daddy's boy noem nie, maar well done aan Lance Stroll. Ek gee dit. Dis sad van Alonso though. Alonso wat soos net sy kar, ja, spin die kar, happy days, stuur hom in 'n muur in. Sien iets soos dit het ek nie verwag van Alonso nie, knowing dat hy soos hy's die veteran van F1. Hy's die oudste in F1 wat nou nog ry en hy maak 'n rookie mistake. Ek het op 'n stadium so gekyk en toe die crash gebeur, is ek soos like, is dit 'n Lance Stroll wat weer die kar barre en toe sien ek is Alonso, dis ook soos waar's Lance Stroll? En ek dink op baie stadium was soos Lance Stroll was soos 10de of iets soos dit gewees. Dit was voor die Ferraris die pits gaan doen het en hy het net aanhou ry en ek was soos hoe is hierdie enigstens possible? Dit is impossible. But Lance Stroll, congratulations. Very, very well done. Maar ek kan nie predict dat hy verder gaan nie, maar ek stem saam met jou in die top 5, possibly Williams. Ek dink nie tot en met volgende season gaan iemand soos Aston Martin kan goed doen nie. So, sure, ek gee vir jou daai 100%. Ek gaan nie op jou gil en skree nie, not at all. Ek gee vir jou 5de as die constructors vir Williams. Maar jy gaan nou gil. Is jy reg? Ek is so reg soos kan wees, Paul. Ek so reg soos kan wees. Come on, give it to me. Ons moet vir ons editor sê om gou 'n flikker op te sit, alarm sirene. Want ja, jy gaan ons net bang jy kry 'n hartaanval, okay? Wat dink jy van Ferrari se strategie is? Wat is jou opinie van Hamilton se eerste race? Kan nie my gesig sien. En wat dink jy van Leclerc en sy strategie? Dink jy hy het darm soos skool klaar gemaak of like
Ek gaan vir jou sê presies wat Pep Guardiola van Manchester City as die manager altyd sê. Next question. Next question. Ek sal later daai vraag beantwoord want wag, kom ek sê net eers vir die dames en here. Vir hierdie season het ons elke naweek het ons 'n ranting. Ons sal dit opsit as sy eie little thingy. Ek sal my editor vra om vir ons so 'n cool kind of like box te maak of iets soos dit, soos 'n box crate of iets soos dit. Maar dit is die ranting gedeelte. So ek en Stefan kan elke een 3 subjects vat van wat tydens elke reis gebeur het en jy kan rant oor dit en jou gevoelens uitspreek. Obviously ons wil nie hierdie season die episode te lank maak nie, maar ons elkeen kry 3 pieces wat ons kan oor rant en ons gaan daaroor rant. So die ranting gedeelte kom nou. Dit sal sy eie separate little thing wees. Soos Pep Guardiola gewoonlik sê, Stefan, next question. Dit is deel van my ranting, so next question asseblief. Okay. Go right ahead. Ek wag in spanning. Wie gaan jou rookie of the year dink jy gaan wie dink jy gaan die rookie of the year vat? Kimi Antonelli. Straightforward. Ek gaan nie eers 2 keer dink daaroor nie. Kimi Antonelli is my rookie van die jaar en dit is die een ding wat ek vir jou laas jaar ook gesê het van die season is dat kom Kimi Antonelli in, hy het first time jitters gekry obviously in Monza met practice 1 van laas jaar wat hy weet net voor die stryd om daai draai gekom het, hy het te veel geaccelerate, nog nie die kar geken in Mercedes nie, moet nog leer en hy het obviously die massive crash gehad en Toto Wolff het vir hom gesê, weet jy wat my seun, moenie worry daaroor nie, ons fix dit, hulle het miljoene spandeer, bla bla bla, lang storie kort. So ek dink persoonlik Kimi Antonelli vir my persoonlik is die main ouetjie vir my. In 'n close second en ek kan dit sê met 'n baie seer hart sien wat nou oor Australië gebeur het, maar baie gesê Australië met die reën, ons gaan dit baie mention. Vir my is 'n close second Olivier Beerman. Ek gaan dit sê. Wie is jou rookie of the year en wie is jou close second vir die season? My rookie van die jaar is ook Kimi Antonelli. Nothing more to say about the kid. Hy het marketing value. Hy is die volgende Valentino. Ek sien hom as 'n world champion binne 4 jaar. Hands down. Ek dink hy gaan voor Russell championship vat. Hy's definitief die volgende Max Verstappen. En my tweede person wat ek vir sou gee is Bortoleto. Phenomenale drywer. Ek meen as jy sien hoe hy daai save gedoen het Sondag is dit what. Ek meen hy het letterlik op die witlyn gegaan en dan hy stuurwiel vasgehou en gesê jy gaan nie in die muur hê, chom. So Okay, maar dan moet ek moet ook aan vir jou by sê dan, sorry ek interrupt jou. Antonelli het dit ook gedoen, hè. Antonelli het 2 instances gehad wat hy soos daai kar, jy kon sien daai kar wou nie saam met hom werk nie en toe all of a sudden het hy daai kar net ewe skielik kon regryk. Maar ek stem saam met jou oor Bortoleto. Sy eerste reis, hy's nie in die top 10 nie, which is fine. Which is 100% fine. Maar ek stem saam met jou oor Bortoleto. Daai's such a goeie close second. Actually, as ek my as ek my antwoord kon change, 100% sou ek sê Bortoleto, maar ek gaan stiek met Beerman. Ek like die ouetjie en ekskuus, carry on. Wat ook nie wou gesê het, ekskuus, ek het jou in die brede geval, ek vra om verskoning. Heb jy dit is reg. Ja, Bortoleto definitief ek dink hy gaan ook 'n goeie prospect for the future wees soos hulle sê. En ja, dis my twee rookies of the year. ek stem saam met jou Bortoleto vir wie en wat hy is vir die eerste reis in die reën, soos ek gesê het, diep water, jy gaan in, jy reis en jy kom veilig aan die ander kant uit. Nah, is good. Is good. Dis baie good. Ekskuus, ek vra om verskoning. Nederig. Is jy reg gehou om my gloves af te vat? Okay, gloves off. Here we go. Dames en here, welkom by die rant gedeelte. So ek sal hierdie ouetjie vir ons open. In derde plek. Stefan.
kom die FIA in. Nou jy gaan my soveel questions vra hoekom die FIA en ek gaan almal vir jou beantwoord in hierdie volgende wat ek gaan sê. Meneer Kimi Antonelli, my favourite, my rookie of the year, kry 'n 5-second time penalty vir 'n unsafe release, okay? En dan word dit gekontest aan die einde. Toe kry hulle nou extra footage en ja nee, Mercedes het 'n contest. Hoekom moet vir hom geen anyways? Hoekom het vir hom geen anyways? Daar's no simple reason daarvoor nie. En even die commentators het gesê dat Nico Hülkenberg was gerelease voor hom. Hy moes toe uitswaai vir Nico Hülkenberg a little bit. En toe het hy obviously voor Alexander Albon ingegaan wat hulle toe gesien het as 'n unsafe release. Dis bull, okay? Dis absolute bull. Dit is nonsense dat die FIA net on the dime besluit oor sulke klein goedjies en hulle doen nie verder investigation nie. Partykeer vat hulle super lank, which is understandable. Byvoorbeeld qualifying as jy impede en daai tipe goeders is hulle baie vinnig om te sê jy het geimpede, jy kry 'n 3 grid, 5 grid, 10 grid penalty, which is 100%, maar tydens die race, dis 'n reënreis, okay? Ek het baie amper gevloek nou net. Ek dink daar's 'n possibility my editor gaan moet on point wees. Maar ek meen dit is vir my absolutely bull dat hulle so iets doen en hulle doen nie further investigation behalwe so ver as wat hulle neuse kan dink nie. Jy gaan kyk na die actual footage. Ek meen op F1 TV kan jy rewind. Hulle sit ook daar met soos miljoene rande se equipment en jy gaan nie net en gaan kyk na hierdie tipe goeders nie. En nou sê jy vir Kimi Antonelli wat obviously 'n mens ook nervous maak. Hulle sê vir hom, Kimi, jy het Bono het vir hom gesê, Kimi, jy het 'n 5-second time penalty, begin ry. En all of a sudden, right, ek meen hy was voor Albon gewees vir 'n geruime tyd en hy was soos 1.5 sekondes en toe all of a sudden toe begin hy klim. Dis hy soos 2.5 sekondes voor en hy was soos ek dink iets soos 5, nee, hy was soos 4.5 sekondes voor Lance Stroll gewees, right? Nou sit jy die ouetjie so ver onder pressure en wat as hy die kar in die muur instuur en na die tyd gaan kyk en dink hulle, nee, okay, maar jy was eintlik ons het gaan na die footage gaan kyk en ons het gesien hy het nie actually ge-impede nie. Daar was 'n unsafe release gewees van die persoon of daar was 'n release gewees maar die mense het nie gesien nie, bla bla bla. Dis die reën. What are you supposed to do, man? Like julle man, ek wil nie snaaks wees nie, maar ek like nie die FIA op die oomblik nie. Dis dieselfde met die nonsense wat hulle ook gesê het soos die drywers mag nie vloek nie. Dude, as jy in traffic sit, which ons almal doen basically op 'n daily basis en daar's mense wat net randomly voor jou indruk, dis dieselfde. Sê vir my jy gaan nie vloek nie. What's the odds? What's the actual odds dat jy nie gaan vloek nie? Jy is 'n racing driver. Laat hulle race, laat hulle vloek, maar ban hulle op sekere woorde wat hulle nie mag sê nie. Ek meen, dis tog fair. As hulle nie sekere woorde mag sê nie en sê luister, as jy dit gaan sê, gaan jy 'n vieslike fine kry, no problem. Doen presies dieselfde soos wat hulle doen in die NBA. In die NBA, as jy iets sleg sê oor die referee of jy vloek tydens 'n interview, dan charge hulle jou letterlik $30,000. Nou vir die average persoon is dit nie is dit baie geld. Obviously vir die racing drivers wat soos miljoene verdien, is dit nie baie geld nie, maar dis nonsense. FIA kry 'n 3de plek op my ranting session, okay? Nommer 2. Lewis Hamilton. Ai. 'n Persoon wat moes kind of vir my bewys het dat hy nodig is in Ferrari te ry en hy gaan ry en na die tyd sê hy vir die interviewers, ja, maar die kar was nie on point gewees nie en die kar was so en die kar was daai. Jy is 'n professionele Ferrari racing driver. Gaan ry die kar. Sê vir ons wat fout is met die kar tydens practice 1, 2 en 3. Hallo? En dan fix ons die kar en sit dit waar dit moet wees. Nou, ek dra 'n Ferrari shirt, man. Amper vloek ek weer. Ek is so nou, ek moet 'n squishy ball kry, 'n klein toy of 'n ding dat ek net soos okay. Hou op complain. Complaints is not needed. Jy's 'n professionele driver, gaan ry die kar. En as jy sukkel om die kar te ry, well, too bad, so sad. Ry vir die 60 laps of 58 laps of wat ook al dit mag wees. Jy het jare lank vir Ferrari gery wat om jou gebou vir Mercedes gery wat om jou gebou was. Jy gaan nou Ferrari toe en jy's 'n top tier driver. Jy verdien 40-50 miljoen US en jy wil heeltyd complain oor die kar. So
Hamilton kry 'n nommer 2 op daai bad boy as well. En my nommer 1, guess what? Stefan, guess what? Ek gaan dit vir jou sê. Jy weet eers raai nie. In fact, here we go. Kry Lewis Hamilton nommer 1 op my ranting session as well. Vir die manier hoe hy met sy reisingenieur praat, wanneer hulle vir hom probeer sê, doen hierdie so en daai en jy sal die ou kan verbyvat. Nou, vir die mense wat nie weet nie, jy kry 'n button wat sê K1. Dit is die overtake button wat jy op jou steering wheel het, wat jy press en dit disperse energy na jou engine toe en na die system toe, sodat jou kar kan vinniger beweeg. Ricardo sê vir hom, wanneer jy naby kom aan Albon, druk die K1 button en jy gaan verby kan gaan en nie heeltyd agter hom sit nie. Leave me alone, let me focus, I know what to do. O, jy doen. So dis hoekom jy in P10 geëindig het en essentially amper 0 points geskor het en anyways. En nog steeds het iemand soos Piastri wat sy kar gaan barre het in die gravel, jou verbygevat en gereverse in die gravel. Like, are you dumb? Dis jou eerste race in die nuwe season en jy praat so klaar met jou race ingenieur. Hy gaan jou haat, my vriend. Hy gaan elke liewe keer seker maak, he's not gonna give a fart. Hy gaan nie omgee waar jy eindig elke liewe flippin race nie. Hou op complain, dis op nommer 2. Nommer 1, respekteer die mense. As jy hulle nie gaan respekteer nie, how are you even gonna try om nog 'n World Championship te kan vat? As jy mense nie kan respekteer nie. Dis vir my, Stefan, honestly, voordat jy aangaan met jou ranting, dude, dis vir my die most horrible ding wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Is die manier hoe hy 'n persoon hanteer. En jy kom nou net in Ferrari in. Jy's 5 minute in Ferrari en die ou weet presies wat hy vir Carlos Sainz gesê het. Ek meen ek het al Carlos Sainz se POV's gekyk. En as Ricardo vir hom Adjami vir hom sê, druk die K1 button en hy druk die K1 button, guess what? Jy kry soos 15 km/h ekstra pace met nog DRS ook. Waarby's 'n groot gedeelte van die race het actually DRS gehad terwyl dit soos gedrizzle het en hy kon nog steeds verby Albon kom nie. Dis Albon in 'n Williams. Hallo? Wat doen ons hierdie season? En die season begin nou eers en jy ek gaan vloek. Ek gaan my editor kan. You're pissing me off, dude. Ek het actually hopes vir jou gehad. Gedink jy gaan kan perform en jy's hierdie negative Nelly in 'n race wat jy supposed is om easily te kan op perform. Jy kan nie good qualify in Australië nie. Jy qualify 8ste en jy eindig 10de. Come on. Bygesê Ferrari het opgeneek met die strategie tydens die ry deur om die switch te laat te maak en al dat. Maar dit gee jou nie die reg om so met mense te praat nie. Dis 'n race. Fokus daarop en perform jou beste. En iemand soos Piastri vat jou verby nadat hy eers moes gereverse het. My dude. Like, honestly man, dit is unsportsmanlike. Ek like dit nie. En honestly, ek kan dalk miskien een season kyk van Hamilton en dan's ek dan, dude. As hy aanhou mense so hanteer as ek dan. Ek dink nie ek sal verder kan kyk as Ferrari nie. Ek sê vir jou nou, ek maak 'n open call. Ek sal vir my 'n Kick Sauber hemp gaan koop en Kick Sauber support vir die res van die season tot en met hy actually respek kry. En ek is Italianer en ek sê dit, ek sal oorskuif na Kick Sauber toe. Nou oor wil hy. Jou beurt. Jou 3 ranting. My keel is so droog na hierdie. Ek moes so hard geskree het nie. Môre hoes ek weer my longe uit of some stuff. Jou beurt Paul. Okay, kan ek nou maar rant? Nommer 3. Wat het Australia officials of FIA besin om daai corner wat Russell laas jaar gecrash het om 'n gravel track daar te sit? Daai is mos nou ja, ek kan ook nie vloek nie, maar dit is mos moeilikheid so. Ek meen daai karre gaan amper 250 km/h om hy draai en jy gaan al die tarmac weg en sit gravel daar. Dit is en dan elke keer wat daar sand op die baan kom, dan moet hulle nou 'n red flag of 'n yellow flag. Ek meen dit het hoeveel mense se qualifying opgeding is as gevolg van daai storm. En dit is vir my shocking dat
dat hulle sal daai corner moet weer skuif hoe hy was, want dit maak nie sin dat hulle San daar gesit het nie. Bra, nommer 2 gaan ek nou uit daai Mick Doen se laaitjie, wat soek hy daar? Dit is nou weer volgens my is dit nog 'n Daddy Straal se seun wat nou seed gekry het, nou pappa het baie invest in hom en nou gee hulle die span baie geld. Ek love op Drive to Survive hoe Flavio Briatore vir hom so kyk en basies vir hom ek sê in sy gesig sê, you know what, ek like jou nie, maar ongelukkig kort ek fondse en nou moet ek jou maar insit. Hopelik bou jou pa vir ons 'n lapa of iets vir die fabriek volgende jaar. Dit is ek hoe kan hy hoe iemand ry soos Colapinto? Ek meen Colapinto vir my is ook soos Kimi Antonelli. Hulle het nie daai marketing value. En net dat die media al klaar vir jou sê, kykie, hulle sê basies vir jou uit jou gesig, ons soek jou nie hier nie, ons like jou nie. Whatever in sy kontrak staan, mens kan sien hy is dadelik ongemaklik as die media hom vra oor kykie wat is in jou kontrak en goed. Okay, nommer 1 Ferrari. Julle gaan doen elke jaar dieselfde goed oor en oor en oor. En miskien moet hulle die woordeboek gaan check en insanity gaan die woord insanity wat dit beteken, want hulle doen dieselfde goed oor en oor en oor en oor en oor. Ek meen dit is soos ek meen daai daai ding van die Klerk en sy reisingenieur wat hulle so met mekaar gepraat het. Dis mos common sense dat daar water in die kar is, dis mos dis logies. Ek meen dis logic. En die manier hoe Hamilton met sy reisingenieur gepraat het my totaal al afgesit. Ek weet ek kyk Sky Sports se feeds, so ek sien nie wat jy sien nie of hoor wat jy hoor nie. Maar dis shocking, ou, dit is ek het net vir jou gesê en ek gaan dit weer vir jou sê, die ou moes retire. Hy kon 'n movie se deel geslaan het by F1 TV of Sky Sports, whatever news channel in Engeland of enige channel. Maar die ou wil nou uithou. Hoekom? Want hy's nou 'n Ferrari. Hy wil Schumacher se rekord breek. Daai wat hy met sy swart suit by Italië aangekom het om soos Michael Schumacher, come on dude, jy het jou eie brein, jy gaan skryf jou nog neusringe en dan sit jy Italiaanse piercings of iets, ek weet nie wat nie, maar doen jou eie ding. Elke persoon is uniek. Nou kom hy daar met wat se ou loop met 'n suit en dan is jou hande nie eens in die suit nie, maar jy loop nou met jou ek sal my ou moet my so kom groet by 'n werk waar ek nou kom werk en hy sê, "Hi, I'm Lewis Hamilton." Ek sê vir hom, "So kyk," ek sê, "Okay." Ek gaan nou verder werk. Nee, ek like daai ou niks. Hy behoort nie in Ferrari nie. Hy gaan daai brand lelik seermaak. Ek voel jammer vir Klerk want hulle gaan mekaar uithaal binne binne die volgende 4 races gaan hulle gaan of mekaar uitry soos wat Hamilton en Rosberg gedoen het, of hulle gaan mekaar gooi met goed soos wat Hamilton en Rosberg gedoen het. Daai wat Rosberg met die hoed gedoen het, dit gaan gebeur definitief. Maar ek dink hierdie keer gaan dit soos 'n champagnebottel of iets wees. So bra, ek sou iemand jongs of ek sou ek weet jy of jy daai foto gesien van Hulkenberg wat by Ferrari gestaan het, sy garage gestaan het.
Ek sou iemand soos Bortoleto die seat gegee het in Ferrari. Dis 'n okay, wag, voordat jy aangaan. Daai's 'n tough shot though. Either Bortoleto of wie ook al. Dit Wil jy anders sê? Okay, nee, ek hoor wat jy sê 100%. Hoor my uit, 100%. Wat ek sou veel eerder gedoen het is om plaas van om Carlos Sainz se kontrak te laat uithardloop vir Carlos Sainz eerder nog 'n verdere sê net maar 2 of 3 jaar kontrak gegee het. Die probleem kom in Ferrari kyk way back when, right? Obviously toe iemand soos Charles Leclerc gejoin het saam met Sebastian Vettel. Dit was such a risk gewees. Dit was actually soos 'n ek gaan dit so sê soos wat dit is. Apologies. Dit was 'n moeëse risk gewees. Hulle het nie geweet regtig wat hulle kry nie. En ja, Leclerc het goed gedoen weet by die team wat hy op baie heidaglik oomblik gery het en toe het Ferrari hom oorgevat en al daai tipe goedjies, maar dit was 'n risk. Jy kan nie noodwendig as 'n major team 'n risk vat nie. En dit is hoekom jy iemand kry soos die RB Cash App team. Jy kry soos Haas byvoorbeeld wat ook met Ferrari engines ry, alhoewel dit 'n Amerikaanse span is. Hulle ry met die Ferrari engines. Jy kan 'n trial and error doen met jonger ouetjies, jou rookies in kleiner spanne boonbehalwe wat jy dit net randomly ingooi in 'n groot span. En iemand soos byvoorbeeld soos 'n Bortoleto, okay? Iemand wat nog nie weet jy kan nou in F2 en F3 gery het. Dit maak nie saak nie. Bortoleto het nou hierdie naweek het hy ge-DNF. 2 F3 champion na mekaar. Which is fine. Which is fine. Jy kan champion wees. Die verskil tussen okay, ek gaan dit so sê. Die verskil tussen 'n F3 en 'n F2 kar is so 600 perdkrag. Dis unbelievable om te dink soos hoe baie dit is. En dit is hoekom ek sê iemand soos Hadjar byvoorbeeld, ek wil nie sy naam butcher nie. Ek gaan hom net Isaac noem. Iemand soos Isaac byvoorbeeld, jy ken nie regtig die power nie. Jy ken nie regtig die reën nie unless jy al in so iets gery het met 'n F1 kar. Iemand vir my soos byvoorbeeld Bortoleto na Ferrari toe sou 'n massive issue gewees het. Vir my persoonlik dink dit sou die grootste mistake gewees het. Maar jy vat iemand soos Carlos Sainz en jy los hom 'n verdere 3 jaar in 'n Ferrari en laat Hamilton gaan ry waar ook al hy wil ry. Om die shift te maak na iemand soos Hamilton toe. Ek en jy het al gesê dis 'n PR. Dis 'n PR stand om ewe skielik net die massive shift te maak. Okay, great. Gooi vir Carlos Sainz weg asof hy niks is nie. Hy gaan na Williams toe. Ja, hy het opgeneek nou met die race, die crashes and all that, which is I mean, hy's nog nie heeltemal okay met die kar nie. I would assume, ek wil nie regtig verskonings vir hom maak nie, maar hy's nog nie reg met die kar nie. Maar ek sou nie 'n rookie in 'n Ferrari kar gesit het nie. Daai tyd met Charles Leclerc en die Sebastian Vettel, ek meen jy vat ek gaan nou weer presies sê, jy vat Austin, Texas 2021, ek dink 2021, toe Sebastian Vettel en Leclerc actually met mekaar gecrash het en albei van hulle het soos 'n puncture gekry en letterlik Vettel se hele kar het soos kind of gebend in a way, as in dit gelyk of hy op 3 wiele ry of hy soos 'n tricycle ry of iets soos dit. Maar ek sou nie 'n jonger ou ingesit het nie. Ek sou vir Sainz gehou het. Sainz was 'n goeie drywer vir Ferrari. Sy consistency was belangrik. Hy ken die Ferrari kar. Sainz is een van daai mense en ek het dit nou gesien met voordat ons die episode klaar maak, want ons gaan al gery met tydjie aan, maar byvoorbeeld toe Sainz gecrash het, toe gaan hy dadelik na die Williams booth toe. En hy het konstant vir die race engineers gesê, okay, as daai tipe reën inkom, change na hierdie tyre toe, want party mense gaan dink, okay, ons moet nog nie change nie, maar ons gaan nie daai party mense of een van daai teams wees nie. Ons gaan die change maak. Wat gebeur? Jy kry vir Albon in 5de. Obviously na die Kimi Antonelli se 5-second time penalty toe nou weggevat is, hy het dit gereinstate op Kimi Antonelli vir 4de. Maar jy kyk na Albon, een van sy beste performances in die tydperk wat hy al vir Williams ry, as ek reg kon onthou. So 'n jong ouetjie in Ferrari, nee. Sainz ja.
Sainz hou by Ferrari. Hamilton waar ook al wil gaan sy klere gaan doen of hy wil 'n tipe sport gaan speel. Ek weet hy surf byvoorbeeld baie. Die ou is skatryk ou. Ek meen hy het alles in die wêreld wat hy wil hê. Hy's een van die top rykste mense in terme van racing wise in die wêreld. Hou ek eerder vir Sainz 100%. Sit ek 'n youngster in? Nee. 'n Youngster is moeilik. Begin hom by 'n klein team en werk hom op. Ek meen Behrman wat moes ingestaan het by die Saudi Grand Prix vir Carlos Sainz se appendix wat gebars het. Of ja, hy het so 'n operasie gekry op sy appendix. Kyk hoe goed het hy gedoen. Ek meen hy het soos 12de Behrman ingesit het daar. Ja, so hier is my punt, right? So Behrman het een of twee races nou gery vir last season vir Ferrari. Maar jy kyk nou byvoorbeeld in sy qualifying het hy 10de gekwalify by die Saudi Grand Prix of 11de gekwalify by die Saudi Grand Prix en hy het 7de geëindig in die Saudi Grand Prix wat een van die moeilikste, vinnigste tracks is op die calendar season. So 'n youngster nee, Sainz ja, Hamilton waar ook al, maar ons gaan nie aanhou rant oor dit nie. Ons kom op daai gedeelte aan waar ek moet vir die vra Gaan ons touch gloves. Touch gloves. ons gaan touch dit. Ons gaan touch Okay. Ons gaan oor daai gedeelte toe. In plaas van wat ons die hele top 10 doen, wil ek net jou top 3 hê vir die China Grand Prix. Obviously, dit is vir my persoonlik 'n moeilike Grand Prix in 'n sense sien dat jy net een practice het om jou kar reg te kry. Jy dan die qualifying vir jou sprint race het direk daarna op die Saterdag het jy die sprint. En dan het jy weer 'n qualifying obviously vir jou main race. So die ouens gaan verskriklik moeg wees. Ek meen dit gaan 'n dag wees van net 'n super lang dag wees. Plus as ek dit nie mis het nie, ons is nou in daai gedeelte van die season veral in China waar daar bietjie reën is. Hulle kry so elke nou en dan die tyd van die jaar kry hulle so bietjie reën aan die go. So gee vir my jou eerste, tweede en derde vir die Chinese Grand Prix van die naweek wat ons nou voor ons het. As jy kyk na die eerste reis, gaan ek sê gaan dit definitief ons gaan moeilik hê. Ek sal vir Max gee om te wen en dan Norris en dan Kimi Antonelli se eerste podium. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie, ou. Jy sit vir Kimi Antonelli op derde, tweede reis op derde. Dis jou kop. Wil jy enigiets change? Would you like to phone a friend? Wil jy die audience vra? Ja, bro, kyk hoe hy gery die naweek in Australië. Fenomenaal. Nou die laaste persoon wat gedoen het wat hy gedoen het, was Kimi Räikkönen. En Kimi Räikkönen is binne 3 jaar 'n world champion. Ek het vir jou gesê, hy laaitjie gaan ek love die laaitjie. Hy net die wat vir my so uitstaan van hom. Dit lyk of Giovanni, dit lyk of hy nie weet waar hy is hy soos as hy soos met die drywers praat. Hy soos 'n seentjie wat nou by skool aankom en soos okay, waartoe moet ek nou gaan? Ek meen hy het ewen op die driversberei ding op die verkeerde ding gaan klim. Toe sê Max vir hom, "Hoe sit Jom, jy's op die verkeerde kant, kom haal die kameraman om." Soos daai was vir my so snaaks. En ek hou net van sy personality en dit sit jou uit. En hy's glad nie lelik met sy drive engineer nie. Hy's kalm. En ek dink net hy het 'n bright future. Sy market value het nou so opgegaan. Dit is crazy. So ja, ek sê Kimi derde, Jom, dit is net hy as dit ek weet nou nie nog die weather prediction gekyk vir naweek, maar as dit weer reën of so, dan ja, ek sien Lawson nie in die top 10 nie. So ja, my top 3 is Max Verstappen, Lando en Kimi. Okay. You know what? Ek gaan dit vir jou gee. Ek het so 'n bietjie van 'n ander prediction though. Ek het hom as Lando, Oscar
en Lando, Oscar en ek gaan met hulle glo. Ek gaan met hulle glo as hulle nie soos absolute clowns weer opneek met die reisstrategie nie. Obviously ek verstaan nou nie Reën was altyd op en af gewees en wat ook al, maar dis hoekom jy 'n reisstrategist het. Figure it out. Nou. Of ek trek net soos ek sê, ek kry 'n Kick Sauber en ek sê ek bestel een. As easy as that. Maklik, sommer op Amazon. Nou. Kyk Sauber gaan volg jou Duitsland toe, so dan moet jy maar Duits raak. Ek sal 'n Audi M koop as ek regtig moet, sal ek 'n Audi M koop. Dis without a shadow of a doubt, ek sal vir my 'n Audi 'n tyre koop of wat ook al. Laaste ding wat ek wil vra is gee vir my jou een wild card, die een persoon wat ons dink potentially in die top 10 kan wees wat ons dalk nie noodwendig sal sien in die top 10 nie. So gee vir my jou een goeie performer. Kom ons sê so, ons doen dit hierdie season veral omdat ons nou soveel rookies het. Wie is jou rookie behalwe vir Kimi wat jy in derde het wat vir jou in die top 10 eindig in China wat 'n moeilike trek is. So dink baie mooi daaroor. Wie eindig in die top 10? Ja, dis 'n goeie vraag, Tom. Voordat jy antwoord, ek gaan sê Beerman. Ek gaan sê Beerman in 10. Ja, Beerman. Beerman. Okay, ja, ek sê ook Beerman. Ek sou sê Beerman in 10de. Maar vir nou dis die opening van die season. Dis Australië. Dit was goed geweest. Dit was amazing geweest. Baie crashes, baie mistakes, baie saves van iemand soos Kimi Antonelli en Portoletto. Ek weet dit ge-DNF. Ek dink ek het nou 'n fout gemaak om te sê hy het nie in die top 10 geëindig nie, maar dit was net my stupidity geweest om te vergeet dat hy nie geëindig het. Hy het ge-DNF en ek vra hom verskoning. I've made a terrible mistake. Hierdie is die opening van die season. Mense gaan foute maak en was 'n lang week geweest en was 'n lang week vir my en Stefan ook geweest. Obviously leading up to die tweede season, maar ook dames en here, julle gaan sien ons gaan 'n QR code aan die regterkant van die skerm sit. Nou as julle die QR code scan, gaan dit julle vat na GP Motorsports Tours. Nou GP Motorsport Tours kan essentially vir jou tickets en plane tickets and so on and so forth vir jou organise om obviously die geleentheid te gaan hê om 'n F1 Grand Prix te gaan kyk. So gaan check dit uit asseblief. Obviously die season is nog baie lank. As jy na die tracks wil gaan so Spanje byvoorbeeld wat quite amazing is, plekke so Singapore wat ek weet is quite humid, maar is nie 'n bad reis nie. Ek natuurlik sal graag wil na 'n reis toe gaan soos Austin, Texas of selfs funny enough, ek sal baie graag Azerbaijan toe wil gaan om die reise daar te gaan kyk. Die Temple of Speed natuurlik Monza. So gaan kyk asseblief na GP Motorsport Tours. Ons sal die QR code aan die kant sien. Dit gaan julle na hulle Facebook page toe vat en sou julle belangstel om navraag te doen. Gaan doen asseblief navraag. Gaan kyk wat se pryse en pakkette jy kan kry. Hulle doen soos hierdie toere ook as wel. So dis nie net dat jy uitgaan en net die reis gaan kyk nie. Jy gaan doen soos 'n toer. So sê net maar jy vlieg die maandag en jy land die maandag aand. Jy vlieg die Sondag en jy land die maandag daarso. Dan kan jy op toere gaan en hulle sal vir jou kind of alles guide wat jy kan kry en wat hulle te offer het. So asseblief gaan kyk uit GP Motorsport Tours QR code aan die regterkant van ons. En vir nou sê ons vir julle dankie vir die ondersteuning. Jammer dat ons so lank gevat het. Die nuwe season begin nou. Stefan, ek's excited. Soos altyd sê ek vir jou 'n baie groot dankie dat jy my kan join. Dit is laat in die aande, maar ons fokus op hierdie podcast en hierdie podcast gaan net groter en groter gaan. So weer eens Stefan, vir jou sê ek 'n massive dankie. Ek hoop julle almal het 'n lekker dag, lekker aand en ons sien julle in China. Okay.